Medegelowige, weet jy, as ek nou terugdink aan my kinderjare, aan van die stoute goed wat ons gedoen het, dan onthou ek ongelukkig 'n keer toe ek as tiener saam met 'n pel van my besluit het om doelbewus my ouers en sy ouers om die bos te lei. En so ons wou bietjie uitglip en gaan nie eers wille goeders gaan doen nie, maar ons wou graag in 'n spruit daar in die natuur daar naby aan ons, wou ons gaan verken. My ouers, sy ouers het altyd gesê dis te gevaarlik om dit alleen te doen, en ons het besluit, basta, ons gaan dit doen. So wat ons gedoen het is, ek het vir my ouers gesê dat ek by hierdie pel van my gaan kuier, en hy het vir sy ouers gesê hy gaan by my kuier. Die klassieke kattekwaadspel. Nou ja, dit was 'n goeie tyd wat ons gehad het in die spruit, totdat ons ouers uitgevind het dat nie een van ons by die ander ene kuier nie. Ek kan nie onthou presies wie was dit wat eerste snif in die neus gekry het. Was dit sy maale wat vir my maale gebel het en gesê het dat hulle kind asseblief nou weer moet terugkom, dit raak laat, of was dit my ouers wat sy ouers gebel het nie. Ek kan net onthou dat teen die tyd wat ons teruggekom het by die huis, was die polisie al gebel en dit was konsternasie, en ek kan baie goed onthou hoe kwaad my ouers was, en ook seer gemaak oor die feit dat ek vir hulle gelieg het, hoor dit. Dit was die ergste vir hulle. Die interessantheid is, wat ek ook kan onthou, is die gesprek wat daarop gevolg het. Die gesprek met my pa, toe hy ook vir my, met my geraas het, maar ook sy versekering weer gegee het, hoe lief hy vir my is, en dit is hoekom hy en hulle so ontsteld was, toe hulle ons nie kon kry nie. Ek dink baie keer terug aan daai insident, as ons praat oor 'n belangrike aspek van verhouding met die Here, naamlik kind van God wees. Want so baie van ons sukkel met 'n konsep van geloofsekerheid. Ons dink die oomblik wanneer ons sonde doen, dan is dit asof daai band wat tussen ons en die Here is, gebreek word, tot niet gaan, en dat ons nie meer selfs nie eens meer gered is nie. En baie keer dan dink ek terug aan daai insident. Dit was waarskynlik die stoutste ding wat ek gedoen het as kind, die mees blaatante, oneerlike ding om vir my ouers so te lieg, en selfs dit het gemaak, of nie gemaak, dat ek nie meer my pa en my ma se kind is nie. Dit het hoogstens gemaak dat ek 'n stoute kind is, maar ek was nog steeds hulle kind. En weet jy, in ons verhouding met die Here, is dit hoekom geloofsekerheid so krities belangrik is. Want as ons nie geloofsekerheid snap nie, dan dink ons aan ons verhouding met die Here asof dit soos 'n ligskakelaar is wat ons aan en afskakel. Nou is ek 'n kind van die Here, nou is ek nie 'n kind van die Here. Nou is ek 'n kind van die Here, nou is ek nie 'n kind van die Here nie. En geen mens kan so funksioneer met daai konstante onsekerheid of ek aanvaar is, of ek geliefd is, al dan nie. Ja, weet jy, in vandag se saamkuier gebruik ons hierdie tema as 'n wegspringplek om te praat oor ons verhouding met die Here. Kind wees van die Here, geloofsekerheid, is die wegspringplek. Dis die mees basiese ding wat ek en jy onder die knie moet kry. Want vanuit hierdie basiese geloofsekerheid vloei 'n klomp ander fasette van verhouding met die Here. En ek wil vir jou vandag kom bemoedig en vir jou sê, al is jy wie, al het jy al wat gedoen, die woord van die Here gee vir my en vir jou die versekering, dat wanneer ons Jesus aanvaar het as ons verlosser, dan is ons God se kind. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En ek en jy mag op hierdie belofte van die Here staan. Hierdie belofte van die Here is wat vir my en vir jou 'n stuk sekerheid gee. Nie selfversekerheid nie, 'n sekerheid in God gee. En vanuit hierdie sekerheid vloei die res van ons Christelike lewe. Kom ons bid saam. Here,
vandag is dit 'n wonderlike voorreg om genade te mag vier. Die feit dat ons kan sê dat selfs wanneer ons sonde doen, slegte sonde doen, gemeene sonde doen, dat U ons nie afskryf nie. Dat ons verhouding met U nie gekanselleer word nie. Ons is hoogstens 'n stoute kind van U, ons bly kind van U. En mag U vir hierdie medegelowiges vandag van my 'n stuk versekering kom gee van U liefde. En mag daardie versekering wat geanker is in U goedheid 'n stuk vitaliteit gee in ons verhouding met U. Amen.